Goeiemôre broers en susters, kinders. Is lekker om so saam met julle hier in die kerkgebou te wees vanmôre. Ons gebed is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën en dat sy guns en sy goedheid oor ons elkeen sal wees ook vanmôre. Ons aankondiginge kan julle daar op die blaadjie sien. Ons verjaarsdag soos wat ons dit het op die rekenaar. Is dit die 24ste, is dit Stephanie Lombard, wat verjaar, en dan ook Chanel van der Westhuizen, die 25ste. So ons wil graag vir hulle twee sê, baie hartlik geluk, en mag die Here vir julle baie ryklik seën, in die jaar wat vir julle voorlê. Sy guns, sy goedheid, sy genade, bid ons vir julle toe, in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons wil graag baie dankie sê vir almal wat deelgeneem het aan die Kerssangdiens. Al die gemeente, ons het al reeds dankie gesê laasweek ook, maar ons doen dit weer. Daar is baie komplimente so uit die gemeente vir dit wat ons gedoen het. So ons dank die Here dat dit ook goed gegaan het en dat sy guns so saam met ons was. Ons het in die gemeente Kersmark die 6de Desember 10:00 hier by die saal, so Chrissies Meer het Saterdag wat kom, hulle markdag, daar by die saal, by die kerk op Chrissies Meer, dit begin 9:00, so ek wil graag vir julle almal hartlik uitnooi om daar betrokke te wees, so ver as wat dit vir julle moontlik is. Hulle het ook 4 beeste geslag, daar is vleis beskikbaar, daar is telefoonnommers sou julle wil bestel vooraf, maar julle is ook welkom om Saterdag daarby in te skakel. Mag die Here gee dat dit 'n mooi dag wees en dat dit ook goed is. En ons kan ons behoeftes voor die Here lê, daarom kan ons vra dat dit 'n goeie sonskyndag sal wees, terwille van die gemeente ook. Dis vandag ook die afsluiting by die kategese. So Corneille, ons wil graag vir jou sê baie dankie vir die kategese wat jy hierdie jaar aangebied het, vir jou energie, vir dit wat jy daar ingesit het. Geliefdes, kom ons raak so stil voor die Here. Ek het hierdie prentjie weer saamgebring rondom hierdie 2 dogters. Hier was hulle 2 dogters, hulle is nou al volwasse vroue, waar hulle as identiese tweeling so op die foto is. Julle ken nou al die agtergrond vir die foto. Ons is besig om met mekaar te gesels uit Galasiërs uit, rondom die Christelike karakter wat God in ons harte en in ons lewe wil vestig. En daarom hierdie foto van die identiese tweeling, hulle lyk na mekaar, hulle doen dinge saam, hulle doen baie keer dieselfde goed, omdat hulle geneties dieselfde is. So God wil vir ons bring by 'n plek waar ons ook, soos die Here Jesus Christus is. So kom ons gee al die dinge wat binne ons is oor aan die Here. Ons raak bewus van ons behoefte, die vrae wat in ons is, die bangwees wat ons ervaar, die vreugdes wat ons ervaar. En kom ons gee dit oor aan die Here. Ons gaan saam ons voting doen. Ek gaan voor en dan antwoord die gemeente daarna. So ek sal bly wees as julle ook daaraan kan deelneem. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het ons eie pad geloop. Here, dink aan my. Hy het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Here, dink aan my. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Here, dink aan my. Die straf wat vir ons vrede moes bring,
was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Here, dink aan my. Dit is volbring. Amen. So geliefde gemeente, genade en vrede vir julle elkeen van God die Vader. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Genade en vrede vir julle van die Here Jesus Christus ons verlosser. Ons skuld het hy gedra. Genade en vrede vir julle van die Heilige Gees. Hy maak ons nuut. Geliefdes, ons weet dat die Here met ons kom praat oor ons verhouding met hom en ons verhouding met mekaar en dan ook ons verhouding met onsself. So ek wil net vanmôre rondom ons verhouding met God vir julle 'n enkele vers lees. Staan uit Markus 12 die volgende geskrywe. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" En Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Carolina. Die Here ons God is die enigste God. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself." Nou Romeine 13 beskryf hierdie verhouding met ons naaste op hierdie volgende woorde: Jy moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. So geliefdes, kom ons raak vir 'n oombliekie stil. As die Here met ons kom praat oor ons verhouding met hom en ons verhouding met mekaar, kom ons raak net vir 'n oombliekie stil. Geliefdes, die Here sê vir ons rondom ons uitleef van sy woord, die volgende woorde. Hy sê in 1 Johannes 1 vers 8: As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons God tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Hierdie prentjie vertel iets van die vreugde en van die blydskap wat daar in my en jou losbreek. Dis soos 'n fontein wat vol word en uitborrel wanneer die Here se goedheid en sy guns en sy genade, sy vergifnis oor ons lewe kom. Ek wil graag die volgende gedeelte vir jou lees om dit net vir jou weer opnuut vas te maak in jou gedagtes en in jou hart. Johannes 3 sê die volgende woorde, hierdie baie bekende gedeelte: God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo
nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God se goedheid, God se liefde, word in Jesus aan ons hier geopenbaar. En dan sê vers 17, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. En dit is die goeie nuus wat ek en jy vanmôre met mekaar deel, en wat ons met die ander gemeentes in Carolina deel, en wat ons met die ander Christene oor die wêreld deel, is dat Jesus Christus nie gekom het om te veroordeel nie, maar sodat ons in hom en deur hom gered kan wees. So ek wil julle uitnooi, die van julle wat kan, om te staan, en dan gaan ons saam ons geloofsbelijdenis hardop doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Nou ons was baie keer gewoond om 'n amen hier te sê, nê? Maar amen sê, laat dit so wees. Soos ek my geloofsbelijdenis doen en ek sê, laat dit so wees, dan is ek nie seker van wat ek bely nie. Maar dan weet ons ook dat ons baie keer met krag kan sê, amen, en dis 'n bevestiging. En as jy dit glo, wil ek vir jou vra om saam met my vanmôre te sê, amen. Geliefdes, ons gaan 'n bietjie verder saam lees, hier uit Galasiërs hoofstuk 5, ons is nou al 'n hele tyd besig met Galasiërs 5, so ons is besig om te praat oor die karakter, soos wat ek vir julle net nou gesê het, wat God in ons kom vestig as sy kinders. So kom ons bid net vir 'n oomblik saam, en dan lees ons die gedeelte wat ons saam lees vanmôre. Vader, ons kom na U toe met groot dankbaarheid. O Here, vul ons so met U teenwoordigheid. En met die Here Jesus en met die Heilige Gees, vul ons so met U heilige karakter, dat ons eie karakter sal word soos wat U karakter is. Vader, ons weet dat ons nie God word nie. Ons weet dat dit nie is waarmee U met ons op pad is nie, maar U is op pad met ons, om ons so te vorm, so nuut te maak, dat ons elke dag sal word, dit wat ons reeds in Christus ontvang het. Ons bid dat dit so van ons elkeen waar sal wees. Ons bid vir hulle wat siek is in die gemeente, miskien het ons nie iemand se naam genoem nie, Vader, maar U ken ons elke een, U weet waarmee ons besig is en hoe dit met ons gaan. Ons bid in besonder vir Tannie Rietie, wat ons van weet dat die ambulans haar kom haal het, daar waar sy saam met haar dogter hulle is. En ons gebed is dat U regtig vir haar en vir hulle ook sal toevou. So bid ons vir almal wat siek is, en wat nood het, en wat deur U aangeraak moet word.
Dankie dat U dit kom doen. Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan weet dat U ons hoor. Daarvan is oom Duif ook vanmôre getuienis. Dankie dat U vir hom opgerig het vir Hennelie en vir sy gesin. En dankie dat ons kan weet dat so bevestig U ook ons geloof en bou U ons geloof. Ons eer U daarvoor. Ons wil vra dat U nou U woorde vir ons sal oopmaak, asseblief Vader. Sodat ons werklik kan hoor wat U woord vir ons sê. Amen. Geliefdes, ons is besig om te praat oor die vrug van die Heilige Gees, en daarom gaan ons dit net weer saam lees vanmôre. Galasiërs 5 vers 16 tot 18, en dan ook 'n bietjie verder, vers 22 tot 25. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat die sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die vrug van die Gees is daar teenoor, en daar teenoor gaan oor die vrug van die sondige natuur, nê. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Geliefdes, ons het die prentjie weer van die identiese tweeling daar. En ek dink ons begin nou al 'n koneksie maak in ons gees, in ons harte en in ons gedagtes, dat die een soos die ander is, want hulle is geneties dieselfde. So ons wil die Here loof en ons wil die Here eer en ons wil die Here dank daarvoor. Maar wanneer ons hierdie woord lees, dan hoor ons vanmôre dat die Heilige Gees ons kom herskep, dat hy ons kom oormaak, dat hy 'n nuwe jy kom skep. En God is met ons elkeen as sy kinders besig om dit te doen. En daarom het hy vir ons die riglyne gegee in sy woord. En dit is ons subtema, is die riglyne om ons lewe te evalueer. Die vrug van die Gees is goedhartigheid. Ons het nou al oor die ander gedeelte vooraf, het ons nou al gepraat oor liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelikheid. Het ons al klaar met mekaar gedeel. Hierdie gedeelte vanmôre gaan oor goedhartigheid. En geliefdes, ek besef net hierdie week weer, soos wat ek beweeg het en gery het, dat die Vader 'n droom het oor my lewe en 'n droom het oor jou lewe. Net soos wat ek 'n droom het vir my kind, of vir my kleinkinders, of 'n droom het saam met my vrou, of saam met my man, so het die Vader in die Here Jesus Christus deur die Heilige Gees 'n droom oor my en jou lewe. En sy droom is dat ons al hoe meer sal verander in die nuwe mens wat ons alreeds in Christus is.
Kolossense 3 vers 9b en 10 sê, julle het die ou sondige mens en sy gewoontes daarmee gebreek. Leef dan nou die nuwe lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word, na die beeld van sy Skepper, en tot volle kennis van God. Dit is die Vader se droom. En nou ek is baie seker dat, soos wat julle as mens leef hier op die aarde, het julle al agtergekom dat 'n mens droom, maar dat jou drome partykeer soos 'n spieël wat val, uit mekaar spat. As ek dink watter drome het ek al gehad wat uit mekaar gespat het, dan word ek sommer hartseer partykeer as ek daaraan dink. En nou is my vraag, as die Vader na my kyk, wat gebeur met sy droom in my lewe? En dan lyk dit vir my, ek het nou hierdie week dit nou weer ontdek in myself. As die Vader hierdie mooi droom het, dat ek sy karakter moet aanneem, soos hy sal word, soos hy sal reageer, soos hy sal begin dink, soos hy sal begin optree, dat dit tweede natuur sal word om soos God te wees, dan kom ek agter, daar is 'n groot probleem. Nou weet ek nie of julle dit agterkom nie, maar ek kom agter in myself, ek het 'n groot probleem. En my probleem is dat ek van nature sleg is, boos is en 'n sondaar is. Ek weet, julle wil dit nie altyd hoor nie. Ek weet dat ons soms vir mekaar sê, ons moet nie daarop klem lê nie. En dit is so. Dit is so, mens moet nie net daarop klem lê nie. Maar ek dink as 'n mens jou wortels vergeet, dan vergeet jy ook wie jy is in die Here Jesus Christus. En ek het gedink, ek wil dit vir julle lees. En as 'n mens dit sou gaan lees in Romeine 1, dan sê Romeine 1 dit baie, baie duidelik oor wat met my en met jou gebeur. Hy sê, ons kan God raak sien in die natuur en oor alles wat rondom ons gebeur. Hy het ons so geskep, ons kan in die algemene openbaring die natuur en alles God beleef en sien, maar ook in die besondere openbaring Jesus Christus. Maar nou staan hier geskrywe in die volgende gedeelte van vers 20 af. Hoor net wat sê Paulus oor my en oor jou en oor ons menswees. Hy sê hier, van die skepping af is alles duidelik. Maar dan sê hy, hoewel hierdie dinge, die dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie, omdat hulle weet van hulle God. Hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle ook niks, en hulle gebrek aan insig daardeur bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God, stel hulle beelde, wat lyk soos 'n verganklike mens, of soos voëls, of diere, of slange. En daarom gee God hulle oor aan die drange van hulle hart, en aan sedelike onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar oneer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle is een en al ongeregtig, slegheid, hebsug, gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog, kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad. Hulle haat God. Hulle is hooghartig, aanmatigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam is aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos en hardvochtig. En dit maak dat ek en jy die dood verdien.
So die droom van God kom partykeer in my lewe en dit spat aan skerwe, omdat my sondige natuur opstaan. Ons het dit gelees, dat die sondige natuur teen die goddelike natuur is. Maar daar's 'n oplossing wat die Here vir ons gee. En die oplossing is dat ons sondige karakter en ons leefstyl heeltyd sal bly verander in 'n goddelike karakter en goddelike leefstyl. Ons kan dit hier gaan lees en ons het dit gelees in Galasiërs 5, daarvan vers 16 af sê hy, laat die Gees jou lewe beheer, kom onder beheer van die Gees, laat die Gees jou begelei soos wat jy jou hond aan 'n halsband sit, of 'n halter om 'n perd se kop sit. Laat toe dat die Gees jou so beïnvloed, dat jy die Gees sal volg, soos wat hy jou begelei. Galasiërs 5, vers 23 sê, ons het ons sondige natuur gekruisig. Prys die Here daarvoor. Eer die Here daarvoor. Dan sê hy, ons lewe deur die Gees, want die Gees gee vir ons die lewe in Christus, kom openbaar hy dit aan ons. En dan sê hy, laat die Gees dan ook nou ons gedrag bepaal. En nou geliefdes, ons het dit mos nou gelees, want wanneer ek en jy begin om die Heilige Gees toe te laat, dan gaan hy ons hele lewe deurbeweeg en in elke faset van ons lewe vir ons nuut maak. En vanmôre kom ons by die vrug van die Gees, hierdie gedeelte wat sê, die vrug van die Gees is goedhartigheid. Goedhartigheid. Nou ek vra altyd vir myself, wat beteken dit as die Here 'n woord hier gebruik en hy vir ons kom sê goedhartigheid? En die Griekse woord beteken bloot eenvoudig dat ek opreg van hart is en dat daar goedheid in my karakter en my lewe ontstaan deur die Gees se teenwoordigheid en deur sy werkinge. Die Griekse woord beteken eenvoudig om in oorvloed te lewe. En dan praat hy van oorvloed met hierdie konteks van om goed te wees teenoor ander mense. So geliefdes, dit gaan nie daaroor om bloot maar net te sê, soos ek ook verlede week gesê het, toe ons gepraat het oor vriendelikheid of gentleness, het ons laas week van gepraat. Dis nie maar net om nice te wees met mekaar nie. Gaan daaroor dan in aansluiting by die liefde en die vrede en die vreugde en die geduld en die vriendelikheid om werklik diep 'n karakter te ontwikkel, sodat jy goed is in die manier wat jy lewe en optree teenoor ander mense. Hierdie gedeelte sê met ander woorde, dat ek en jy eintlik 'n stuk welwillendheid teenoor mekaar moet hê. Ons moet 'n gesindheid hê in ons hart, wat daaroor gaan dat ek liefdadigheid bewys. Dat ek jou welsyn in my hart dra en deur my dade bevorder. Dit beteken dat ek barmhartig is, dat ek genadig is, en nou hoor julle ons begin woorde weer gebruik wat ons al reeds gebruik het. Want wanneer God sy karakter in my en jou vestig, dan vestig God homself binne in my en jou. Gaan daaroor dat ek goed is teenoor jou of teenoor ander, of ons kinders van die Here teenoor mekaar leef en of dit teenoor die wêreld daar buite is. Gaan daaroor dat ek
goedheid uitleef, welwillendheid uitleef, barmhartigheid uitleef, oorvloedig gee, sonder om iets terug te verwag. Sien, want dit is die kwaliteit wat God in ons harte kom vestig en wat hy in ons harte kom vasmaak. Jy sien, want dit is, as ek en jy dan nou verder gaan lewe, dan ontdek ons dat dit die goedhartigheid, hierdie goedheid, is deel van God drie-enig se karakter. Dis deel van wie die Vader is, dis deel van wie die Here Jesus is, dis deel van wie die Heilige Gees is. God se goedheid is deel van sy diepste wese. Soos wat ek nou gelees het, praat hulle in Engels van God's moral character. God se morele karakter. Nou in Afrikaans klink dit nie vir my so lekker nie. Gaan vir my daaroor dat God se diepste wese is dat hy goed is. En hy kom bevestig en vestig dit in my en in jou. Want dit word in my en jou dan deel van ons eie karakter. Psalm 119 sê, U is goed en U doen goed. En 'n refrein wat deur baie psalms loop en in die woord loop, Psalm 136 en dan ook 107 en dan ook in ander psalms, loof die Here, want hy is goed. So wanneer God goed is, dan gaan dit oor sy diepste wese, waarin hy vir my en vir jou raak sien in ons nood, en waarin hy diep uit sy wese vir ons kom aanraak. Miskien kan ek dit net in Deuteronomium ook vir julle net herinner wat daar in Deuteronomium staan. Daar staan die naam van die Here. Ek wil die naam van die Here roem. Prys ons God vir sy grootheid. Hy is die rots, sy werk is volmaak. Wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God, sonder onreg, regverdig en betroubaar. Sien, hier word nie goedheid of die woord goed gebruik nie, maar al die eienskappe wat te doen het met goed en goed wees en die eienskap te hê. Jy sien, wanneer die Heilige Gees binne in my en jou kom werk, dan herinner hy ons daaraan dat die Here Jesus is die bron van God se goedheid en hy is die bron van al God se welwillendheid teenoor my en teenoor jou. Daar staan geskrywe in Hebreërs 1 vers 3. Uit Jesus Christus straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. En nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Sien geliefdes, die Here Jesus en alles wat hy is, gaan oor God se goedheid wat in hom uitstraal en uitvloei na my en na jou toe. Een woord wat ek raak lees in die Bybel oor die Here Jesus, dan staan daar op baie plekke, dis 'n refrein wat op baie plekke uitkom. Hy sê, ek kry julle innig jammer. Ek het julle so lief. Ek voel so teenoor jou, dat ek jou innig jammer kry. En wanneer ek dit in my hart beleef, en my wese beleef, sê die Here Jesus, dan bring dit my by 'n daad van goedheid, welwillendheid teenoor jou. En nou kan ons oor die Here Jesus praat, oor sy wonderwerke, oor sy genesings, oor sy pad wat hy gestap het, wanneer hy by iemand kom wat gesterf het, wanneer hy kom by 'n dogtertjie wat gesterf het, wanneer hy kom by 'n weduwee waar haar seun gesterf het, waar hy kom wanneer
mense in nood is, dan sê hy, ek het jou innig jammer. En dan in Jesus Christus, deur die genade van die Vader, kom God se karakter van guns en goedheid, en word dit in my en jou gedeponeer. Word ek en jy, soos Jesus. En daarom, as ons praat oor die vrug van goedheid, van oorvloedig gee, van om goed te doen aan mekaar, goed te wees teenoor mekaar, om vir mekaar net te gee, sonder dat iemand iets verdien, beteken dat die Heilige Gees ons ook begelei om aan God gehoorsaam te wees. Want goedheid is dan ook 'n opdrag uit die woord. Kan ek dit vir julle lees? Micha 6 sê, vers 8, Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. En dan sê hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, en dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Wanneer die Here Jesus in sy woord byvoorbeeld praat in Lukas 6, en hy praat oor die wêreld, en hy sê God se karakter is goed, want hy gee die goeie vir sy kinders, en hy laat ook oor hulle wat nie sy kinders is nie, dit reën en die son skyn. Hy gee ook vir ander vanuit sy goedheid. Dan sê die Here hierdie woorde in Lukas 6. Julle moet julle vyande lief hê. Julle moet goed doen en uitleen en gee. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Met ander woorde, doen goed soos wat die Vader goed doen. Hy sê in Romeine 12 vers 9, die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Dit beteken dat ek en jy moet naar word oor wat verkeerd is, maar dat ons moet vaskleef aan dit wat goed is. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar laat oorwin die kwaad deur die goeie. Efesiërs 4 sê, en hy praat maar van 'n mens se taal, hy sê, vuil taal moet daar nooit uit jou mond uitkom nie. En so kan ons praat oor dade. Slegte dade moet nie daaruit in jou lewe na vore kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. Doen net goed. Gee in oorvloed uit dit wat jy van die Here ontvang het, sonder om terug te kry, sodat dit die persoon in nood ten goeie kan wees. Geliefdes, ek wil graag afsluit. Ek sien my tyd is regtig nie op standaard vanmôre nie. Die Here sê, wanneer hy terugkom op die wolke, dan gaan hy 2 groepe mense rondom hom verteenwoordig of saamroep. Aan die een kant noem hy die mense wat hy bokke noem, en aan die ander kant noem hy die mense wat hy skape noem. Die wat hom nie ken nie en nie vir hom wil lewe nie, en aan die ander kant die wat vir hom lewe. En dan sê hy vir hulle wat vir hom lewe, kom in, kom geniet my koninkryk, kom saam met my en vier fees, want julle is my bruid. En dan sê hy vir hulle hierdie volgende woorde, kom in, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves, sonder klere en julle het vir my klere gegee, siek en julle het my verpleeg in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het vir hom vra, Here, wanneer
Het U ons honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? En wanneer het ons U as 'n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere en U vir klere gegee het? Wanneer het ons U in die tronk gesien of siek gesien en U besoek? Dan antwoord die Here Jesus, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Goedheid beteken met ander woorde, dat ek aan mense, veral aan God se kinders, maar dan ook aan ander, goed sal doen. Dat my gesindheid, my karakter sal wees om die goeie te lewe. Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons kom vra dat U ook vanmôre vir ons sal vashou, vir ons sal begelei. Ja, dat U karakter in ons gevestig sal word. O Here, ons het so nodig, want die sondige natuur word telke male opstaan. Help ons om die sondige natuur en die slegte raak te sien, te kan ontdek, bewus te word daarvan wat dit is, sodat U Gees ons sal begelei om die goeie te doen. Amen. Geliefdes, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal Jesus se getuies wees, hier en oral waar julle kom. Amen. 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 Geliefdes, God stort sy goedheid oor julle elke ene. Gaan wees dit vir ander. Geniet julle dag, geniet julle week.